Goeiemôre geliefdes, vanmôre is dit vir my 'n voorreg om u te bedien met die woord van die Here. Kom ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader vir die wonderlike voorreg wat ons het vanmôre om rondom u woord stil te word. Kom Here en help ons om ons harte hemelwaarts te rig, sodat u naam in en deur ons lewe verheerlik word. Amen. Kom ons bly na Lukas hoofstuk 2 vers 35. Het lees soos volg: So sal die gesindheid van die mense aan die lig kom en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Filippense 2 vers 5: Dieselfde gesindheid wat in Jesus was, moet in julle wees. Ek wil my tema titel: Wat en hoe is jou gesindheid? As inleiding wil ek kom sê, baie keer as 'n mens na 'n dokter toe gaan, dan sal jy sien hy sit die ekstrale so voor 'n lig en hy skakel die lig aan om die ekstrale te bestudeer. Nou, ek wil my verstou deur te sê, die lig wat aangeskakel word en ek en u is Jesus Christus. Ons gesindheid moet daaraan gemeet word aan hoe sy gesindheid is en was toe hy op die aarde was. Elkeen van ek en u wat glo en om aanbid is verplig om eerstens te gaan kyk na Jesus se gewoontes. Jesus het die gewoonte gehad om gereeld in die tuin van Getsemane te gaan bid. En baie keer dan, ek dink dat veral in die geval na Johannes se dood by hom uitgekom het hy ook op die skytjie gevaar en in die tuin gaan bid. Ons gesindheid wil skoei op Jesus sin, dan moet ons stilte gebruik as 'n sleutelrol in ons lewe. Ons moet ook eerlik wees, want as ons sien hoe Jesus die skrifgeleerdes en die fariseërs konfronteer, dan sien ons hy lê eerlikheid aan die dag. Veral, ek dink een geval waar hy in die tempel kom en hy eet die brood, toe word daar vrae gevra rondom dit, en toe sê hy, ek is die brood van die lewe. Jesus het ook, hy het geen greintjie van selfsugtigheid gehad terwyl hy op aarde was nie. Hy het alles gegee en sy beste gegee, soveel sodat hy sy hele lewe afgelê het vir ek en u. Die gesindheid wat ek en u moet hê, moet ook nie aan die wêreld gemeet word nie. Paulus is baie duidelik, hy sê ons moenie gelykvormig word aan die wêreld nie. En ek en u onthou ons verhouding moet geskoei word in lyn met die Heilige Gees. Sien, as ons gesindheid wil reg hê, moet ons leer om te luister na die Heilige Gees en toe te laat dat die Heilige Gees ons leer, lei en onderrig. Jesus se gesindheid is ook gekenmerk aan nederigheid. 'n Nederigheid wat skrik vir niks. Hy het hom onderwerp. Ek dink in die een voorval het Petrus rondom die belasting gepraat en sê, Petrus, gaan vang die vis. Maak sy bek oop en dan sal jy sien binne-in is daar 'n stywer, dan betaal jy vir ek en jy. Hy het nie geskroom om die wette waar hy onderwerp was, terwyl hy op aarde was, te gehoorsaam nie. Ons moet ook ons kennis opbou in so 'n mate dat dit is nie net wat ek en u ken wat belangrik is nie, maar ons moet aan die hand van ons kennis moet ons lewe inrig. Ja, as ek en u loop, dan moet mense kan sien die manier hoe ons loop, hoe ons sit en hoe ons staan. Jesus stel ook vir ons 'n voorbeeld in alles wat hy doen. Nou, ek en u moet streef na heiligmaking en altyd deur te weet, my gees moet in harmonie met die Heilige Gees wees. En dan sal ek 'n lied in my hart hê. Ek sal ook 'n loflied op my lippe hê, want dit is die gesindheid wat Jesus uitgestraal het. Ek weet is aan een geval waar hy kwaad geword het en is toe hy by die tempel aangekom het en die toue gevleg het en mense daar uitgedryf het. Ek en jy as gelowige moet ook ernstig wees in die manier hoe ons lewe inrig en nooit skroom om bevestiging te soek oor dinge waarmee ons betrokke is nie. Ek en u moet onthou, die Heilige Gees is daarom ek en u op te bou, soos die pottebakker die klei vorm en maak,
so moet ek en u ook toelaat dat God in u en in my lewe werk. Ons moet ook leer om in die gees te wandel en nooit toelaat dat die vlees sy begeerlikhede in ons lewe volbring nie, want ons is deur genade gered. En jy weet, nie deur werke of verdienste nie, want daar's een lied wat ons wat in die kerk gesing raak, wat sê, let mercy rewrote my life. Jy moet onthou die genade wat in Christus geopenbaar is, maak voorsiening daarvoor dat ek in ons lewe kan regryk op 'n daglikse basis. En voorbeeldig wees teenoor mekaar, vir mekaar, en nooit vergeet, ons moet ons gesindheid skoei op die van Jesus. Kom ons bid saam. Baie dankie Here Jesus, dat ons die voorreg het vanmôre om opnuut te vra en te help, dat U ons moet leer om na die Heilige Gees te luister, wat U vir ons nagelaat het, sodat die heerlikheid van U die Here in en deur ons lewe sal skyn en straal. Ons bid en bly dit met vele dank.